Praise die naam van die Here. Halleluja. Ek wil vanmorgen dankie sê, kom ons kan maar sit in die huis van die Here. Praise die naam van die Here. Baie dankie apostel vir die bediening van die woord. Amen. Praise God se naam. Dat net so doen. Praise die naam van die Here. Amen. Ek dank vanmorgen die Here om die nagmaal te bedien. Praise God se naam. Ja, kom ons net die nagmaal bedien. Nou soms as ons maar nou so dan, jy werk met 'n gevoel, of jy werk met 'n sien, dan wil jy sommer regstel. Of jy wil God die gevoel van jou reg maak. En dit is hoekom ons uit ons spoor uitgaan. En dit is, of jy 'n goeie woord net gekry, dan wil jy nou daar verby gaan. Maar jy is gevra, doen vir ons dit. Amen. Ek gaan die nagmaal bedien uit Esegiel 37 uit. Amen. Behalwe as u vir my sê, daar was die bloed in Esegiel. Daar was die bloed, maar daar was gees. Amen. Maar ek weet wanneer 'n mens in lewe kom, moet daar bloed wees, dat hy kan lewe. Op ander woorde, geen mens kan lewe sonder bloed nie. Praise the Lord. Halleluja. En as ons na Paulus se briewe kyk, as ons gaan kyk na 1 Korintiërs 12 vers 14, as daar baie van ons wat nog aan vergeerde tafels sit en vergewe bloede drink, maar hier is vanmorgen 'n bloed wat kan herstellings bring. En dis die enigste bloed, dis die bloed van Jesus. Prys die naam van die Here. En ons moet in hierdie dae kyk met wie ons gemeenskap het, volgens wat Paulus hierso skryf. En hy waarsku ons dat ons moet vlug vir die afgodediens. Wanneer jy 'n duiwel aanbidder word, dan moet jy mense bloed kan drink
om die volgende persoon dood te kan maak. Maar hierdie bloed van Jesus, dit is hy wat nuwe lewe bring. Prys die naam van die Here. Daarom eer ek vanmiddag die Here vir sy grootheid. Kom ons vlug vir daardie tafels. Wees verseker in die kamp waar jy staan en in die tafel waar jy gaan sit. Dat is die God wat jou in die tafel gaan doodmaak nie. Maar is die eienaar van die afgodedienst, dis hy wat jou gaan doodmaak, want jy's besig met die bloed van stiere waar 'n ewige prys gebetaal is. Blessed be the name of Jesus. Halleluja. Amen. Nou, ons gaan nou die nagmaal bedien. Soos ons so moet bedien. Mati Chwale die apostel sê, moet die ding doen wat er gevra het voor. Amen. Ongereeldhede by die liefdemaal, hoe die heilige nagmaal gevier moet word. Paulus skryf dit wat geskryf was, wat Christus gesê het. Hoe die dit nou net gepraat. Ek groet die pastore, het ek gegroet. Ja, alle apostels, prys die naam van die Here, ouderlinge, in die mooie naam van die Here. Maar apostel het gesê, ons moet exercise doen. Maar ek het altyd gesê, lyk my 'n mens, ek kan nie luister tot 'n sekere plek en skakel hy uit. Hy is outomaties tot. Kyk, vir my, as die woord goed is, dan luister ek die woord van die Here. Hy is wat. Solank dit nie jou woord is, dit is God se woord. Dan luister ek die woord. Prys die naam van die Here. Halleluja. Amen. Luister wat sê Paulus, 1 Korintiërs 11:23. Want ek het dit van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Amen. Brood geneem het. In daai nag het hy brood geneem. Ons het ook politiek oor die nagmaal. Hoor die broer, as jy om die dag hou, gaat jy by jou kerk nie, prys die naam van die Here. Maar uiteindelik al onthou hy, dit was in die nag, toe Jesus dit gedoen het. Yes. Prys die naam van die Here. En die Bybel sê, en nadat hy gedank het, Vader, is in Jesus naam. Here, ek het Vrydag geërvaar en ons het dit geherdenk. Toe U vasgenaal is aan die kruishout, was dit vir my 'n verlossing, was dit vir my 'n genesing, was dit vir my 'n herstelling.
Want dit is waar u bloed vir my gestort het op die kruishout van Golgotha. Here, u liggaam was verprys, dit was verskeer, sodat daar moet herstelling in my lewe moet kom. My lewe was woes, maar u het dit gegee as losprys. We are doing it in remembrance. Dat die Here vanmôre elke ene wat hierdie brood gaan neem, dat hy Jesus sien, en nie die brood soos hy is vanmôre nie. Ek bid die krag van die Here vanmôre, dat die Here vanmôre elkeen sal sien, en sy geestelike lewe sal herstel, deur die bloed van Jesus. Met baie eer en danksegging. Amen. Nadat hy gedank het, Pastor, kan baie dankie met pastor. Nadat hy gedank het, ek ken nie die goeders wanneer hy sy liggaam so geskeer het nie. Toe skeer hulle hom, toe breek hulle hom. Hy is geslag, hy is verbroes, sodat daar genesing moet kom. Die Bybel sê, voordat dit was daar geprofeteer, hy is soos 'n skap. Daarom is hy die lam van God. As sy liggaam. Hy het nie gekla nie. Toe ons hy skape daar slag. Toe lê hulle toe, stel hy toe vir hulle geslag. En ons het die vlees die nawege geniet. Hy soos daai lam gevat. En dis was verbrysel sy liggaam. Pastor kan nog vir ons so lang breek. Nadat hy gedank het. En hy het dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot die gedagtenis van die pastoor. So iets wat moet geherstel word, wat ek iets vind is, ons gedagte moet geherstel word. Amen. Want dit is wat ek gesê het. Wanneer ek die dag, maar ook nie wanneer ek plesierig is, dan sien jy my, ek is plesierig. Want ek loop met 'n gevoel. Hey. Maar hy sê, kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Net so op die beker na die ete. Met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament. Ek gaan nou nie beoordeel nie, ek gaan nou niks doen nie. Maar van die tyd van Jesus af, was dit die beker. Ek sê net, jy moet die kelkies gebruik, jy weet broer. Dit is so gesê, gebruik jou kelkies. Dis hoe jy jou dinge doen. Maar ons praat wat in die woord staan. Ons bedien wat die woord vir ons sê. Nee, ek kan nie saam met my apostel 'n beker neem nie, want ek is 'n bietjie siekelik. So dit is veilig dat ons voor die kelkies gebruik, maar die Bybel sê, kom ons gebruik die beker. Moet nou nie sê, ek het gesê, jy moet nie die kelkies gaan gebruik, toch jou kelk, jy het die gevoelens. Pastor Kamar, doen dit tot die gedagtenis van die apostels
sê die Bybel. Op ander woorde, elke ding wat jy moet doen, dierbares, doen dit met die gedagtenis van dit is die Nuwe Testament, die bloed. Daar's mense wat vandag nie verstaan wat die bloed van die Here beteken nie. Ons gebruik maar net bloed, weet jy, dit is dieselfde soos die offer. Jy bring maar net offer omdat daar gesê word ek moet 'n offer bring. Jy neem maar net die bloed, jy neem maar net die liggaam uit 'n gewoonte uit, want dit is nagmaal. Dit is die eerste week in die maand. Hierdie beker as die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons gaan hom verkondig totdat hy kom. Want ons weet wat dat hy vir ons gebeteken het Vrydag, daai dag toe dit Vrydag was. Hy was nooit weer Vrydag begrawe nie, dis nie waar nie. Ons onthou wat gebeur het in die 2000 jaar terug. En ons sê nog elke dag vir hom dankie, want hy gee ons lewe deur die bloed. Want so dit was as julle die brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle totdat wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed. Onwaardige wyse. Ek weet nie wat is die onwaardige wyse nie, kan ek iemand forceer om nagmaal te vat? Onwaardige wyse. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ons slap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here gedigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sakke, ons sal hulle na die kerk sal ons hulle reël. Prys die naam van die Here. Amen. Sy bloed